Familie, gaan dit goed met julle? Ek hoop julle het 'n lekker tyd van aanbidding gehad. Het is 'n groot voorreg vir my om dan nou vandag oor te gaan in die woord in. En ek gaan net gou so 2 goedjies sê voordat ek inspring. Julle is welkom om ons te volg op die YouVersion Bible app. Joh, my mond water nou van hierdie iets wat of die broodjie of die sap. Julle is welkom om ons te volg op die YouVersion Bible app. As jy regs onder in die hoek gaan, is daar 'n tab wat sê More, gaan jy af na events toe, kan jy of search Presence Church, of as jou location aan is, kan jy daarso ons diens skryf, wat ek dan nou vandag van my notas opgelaai het. So, ek wil vanoggend aangaan met 'n woord wat ek verlede week bietjie bedien het, en ek het soos wat ek so bewus daarvan, soos wat ons as 'n huis, as 'n kerk, in 'n nuwe seisoen ingaan vir die feit dat daar 'n nuwe geestelike leier is, die feit dat ek die voorreg het om julle pastoor te wees vir so lank as wat die Here my midde toe vertrou. Maar nie net dit nie, Maart is dan nou ook die begin van herfs. So daar's 'n paar nuwe seisoene wat voor ons is, wat in ons is in dit nou. En soos wat ek voorberei, lei die Here my na 'n gedeelte in Lukas 5 toe, waarvan ek laasweek al reeds bietjie gedeel het. Ek wil net gou vinnig 'n overview doen, net recap, en dan gaan ek oorgaan na vandag se woord toe. In Lukas 5 is daar 'n gedeelte waar die fariseërs en die fariseërs kom na Jesus toe en hulle sê vir hom, die disippels van Johannes vas, ons vas, maar hoekom eet en drink jou disippels altyd? En dan reageer Jesus en hy sê, hy maak eintlik 'n vreemde stelling. Maar dit gaan oor die feit dat hy sê vir hulle, julle moet nuwe wynsakke dra vir nuwe wyn. Ek som nou baie op in 'n kort tydjie. Julle moet die woord gaan luister as julle hom gemis het op Facebook of op YouTube. Hy kom en hy spreek 'n mindset aan. Hy sê vir hulle, julle moet nuwe wyn hê, of nuwe wynsakke hê vir nuwe wyn. Dis so belangrik. En ek so bewus daarvan vir ons seisoen waarin ons as 'n huis is dit so belangrik dat ons 'n nuwe manier van dink het. Want die woord sê uitdruklik in daai gedeelte, as daar nie 'n nuwe wynsak is nie, en nuwe wyn kom, gaan die wyn verlore gaan. Die wyn wat kom is nie in ons hande nie. Die wyn wat kom is in Jesus se hande. Hy bring dit. Die Heilige Gees, hy kom en hy bring herlewing. Hy bring die seisoene, hy bring wat nodig is, alles deur sy genade. Al wat ons moet doen is, ons moet seker maak, ons is reg geposisioneer met die wynsak. Ons mindsets is reg om te doen dit wat die Here wil hê moet gebeur. Dat ons hom nie in 'n boksie druk en vir hom sê hy moet werk soos wat ons wil hê hy moet werk nie. So ons het uitgekyk toe uit 2 worldviews uit. Die eerste een was, die fariseërs kom uit 'n wet worldview uit. Hulle kyk na wat moet gebeur. Ons is besig om te vas want ons het nog altyd gevas. Jesus kom en hy sê, kyk uit 'n genade oogpunt uit. Kyk uit 'n plek uit waar die wet vervul is en genade nou ons leidsman is. Jesus Christus ons leidsman is. So dis 'n kort opsomming. Wat so belangrik is genade. Ons het nodig om te weet wat genade is. Ek het dit daar ook gedefinieer, net om dit weer op te som. Wat is genade? Eerstens, genade is iets wat ons nie verdien nie. Dis onverdiende guns. Gaan kyk na Efesiërs. Is absoluut uit iets uit wat ons nie verdien nie, is ons gered. Daar het 'n man na ons toe gekom, Jesus, en omdat hy goed is en hy genadig is, kan ons gered wees. En dan tweedens skryf Paulus in Korintiërs en hy sê, genade is, om my opsomming, om die onmoontlike moontlik te maak. Dis die krag van God wat deur ons werk om die onmoontlike moontlik te maak. So ek wil jou nooi na die skrif toe saam met my, Lukas 5 vanaf vers 33. Ons gaan eintlik net vers 33 lees. Die Nuwe Lewende Vertaling, ek het hom vir julle ingesit as julle ons volg op die events. Die Nuwe Lewende Vertaling skryf die volgende, hy sê, die godsdienstige leiers sê toe vir Jesus, Johannes die Doper se disippels vas en bid gereeld, en so ook ons, die disippels van die fariseërs. Hoekom vier jou mense, jou disippels, altyd fees? So wat ons moet kyk is, in hierdie gedeelte is daar 2 groepe mense wat bekend gemaak is. Daar is die eerste groep mense wat op hierdie oomblik vas, en daar is die tweede groep mense wat in 'n plek is wat feesviering hou. So ek wil 'n cheesy title hê vir hierdie woord, vas of fees. En ons as huis
onthou nou in die konteks wat ek gesê het van die nuwe mindset, kan of na dit wat voor ons is kyk in 'n religious way, in 'n wetlike godsdienstige manier, of ons kan die genade van Jesus soek. Kyk vanuit die oogpunt wat hy vir ons moontlik gemaak het. En met dit gesê wil ek ons dan nou vanoggend nooi na die emosie wat saam met feesviering gaan, vreugde. En ek dink daar's soveel, soos wat ek mediteer op ou wynsakke en nuwe wynsakke, is ek so bewus daarvan dat daar's key eenvoudige Christelike beginsels wat ons nog steeds in wetlike godsdienstige manier benader. Soos byvoorbeeld vreugde. Die disippels van die fariseërs kyk na Jesus se mense. En as jy nou kyk in die 33-53 vertaling, of in die Engelse vertalings, sê hy, hulle eet en drink. Eet en drink is lekker, dankie tog daarvoor. Maar ek hou van die Nuwe Lewende vertaling, hulle is besig om fees te vier. Ek weet nie van julle nie, maar wanneer ons fees vier, is dit lekker. Ons was gisterand, ons het die voorreg gehad om 'n straatbraai te hê. Ons het die mense in ons straat genooi, ons het so 'n bietjie afgebaken en ons het lekker gekuier daarso. Kinders het in die pad fiets gery en ons het geteken in die pad. En na die tyd sit ek en ek kyk so na dit en ek sê, wow, dit was regtig lekker. Voor die tyd, toe was ek soos ek's moeg, ek's nie lus vir dit nie. Maar na die tyd is ek bewus van, ons het fees gevier. Ons het lekker gekuier. Daar was vreugde teenwoordig. En ek kyk na waar bevind hierdie disippels hulle self. Die eerste groep wat vas, bevind hulle op 'n plek wat hulle nie noodwendig saam met Jesus loop nie. Hulle daag so af en toe op en check in op hom, probeer hom uitvang, is hy nog op die regte pad? Is hy nog op die pad wat ons wil hê? Of ons sien die tweede groepering mense wat saam met Jesus loop. En dis die disippels. Wie is die wat die vreugde het in hierdie scenario? Wie is die wat loop met dit wat ons almal begeer? Wie van julle hierso begeer, niemand gaan opsteek nie. Kom ek vra eerder, wie van julle hierso begeer vreugde? Ek sal my hand daar opsteek, maar dan kan julle my nie hoor nie. Ons almal hierso het 'n hunker, 'n begeerte om deeply satisfied te wees in iets. Is dit nie hoekom soveel mense vasgevang is in verslawing nie? Is dit nie hoekom soveel mense FOMO het nie? Is dit nie hoekom soveel mense hulle self in 'n plek bevind wat hulle net nie genoeg van iets kry nie? Want ons het die begeerte om deeply satisfied. In Afrikaans diepe satisfaksie, maar Engels klink net vir my soveel gladder, smoother. To be deeply satisfied with something. En ek sien die disippels wat Jesus volg en saam met hom loop, is deeply satisfied, want dis wat die mense sien. So vanoggend wil ek dalk sommer met hierdie, het voel vir my nog soos die intreeslag, maar ek besef ek sal amper in die helfte, wil ek die volgende stelling maak en wil eerstens sê ek besef, dis dalk 'n baie brawe stelling, maar hoor my uit, as 'n pastoor, as die pastoor van hierdie huis, wil ek jou uit godsdienstige lokvalle uit lei eerder na die waarheid van Jesus toe. Vir solank as wat ons nie saam met Jesus wandel nie, gaan ons altyd vas wees in plaas van feesvier. Ons as Christene, as gelowiges van Jesus, hoe meer tyd ons met hom spandeer, julle het al gehoor ons sê dit, hoe meer tyd ons met hom spandeer, hoe meer word ons soos wat hy is. Het julle geweet, as ons nou 'n teologiese studie doen oor vreugde, is vreugde nie 'n gevoel nie, dis 'n mens. Dis 'n persoon, dis Jesus. Dis ons redder wat vreugde is. En ek gaan net nou gou 'n paar skrifgedeeltes aanhaal. Maar hierdie is belangrik om vas te maak vandag. En hierdie is 'n retoriese vraag vir jou as 'n individu, as deel van hierdie family. Jy weet waar jy is. Is jy op 'n plek waar jy 'n deep longing het, hierdie diep begeerte het om gesatisfied te wees? Vra jou miskien die vraag af, is jy besig om saam met hom te loop? Hulle vra vir hom, hoekom vier jou disippels altyd fees? Onthou wat dit beteken om te vas. Om te vas beteken om te rou. Om te vas beteken om God se guns te soek. Dis nou, ekskuus, laat ek dit net rephrase. Dit is hoe die fariseërs hierna gekyk het.
Dit was hulle definisie van vas, was ek gaan in 'n tyd van rouen, ek gaan in 'n tyd in wat ek myself min maak, want die nederiges word raak gesien, hulle soek die guns van God, en is ook dan 'n vergifnis, 'n manier hoe hulle vergifnis gesoek het. Maar in die disippels word die kontras gesien, vreugde. Ek het nog nie iemand gesien wat rou en vreugde het op dieselfde tyd nie. Dis soos daai Emoji movie, het julle al Emoji movie gekyk, waar die ouetjie uitfreek, dis 2 verskillende gesiggies in een. Die kontras is, die disippels wat saam met Jesus geloop het, loop in vreugde. En ek sien net so in die disippels van die fariseërs, sien ek die volgende, dat die mindset om God te serve, oorheers die mindset om aan hom te bring wat hy begeer. Kom ek verduidelik net 'n bietjie meer, want ek besef dit kan dalk vreemd nou klink, hoe pas hierdie in? Die disippels van die fariseërs het die begeerte gehad om God te please. Is dit nie hoekom hulle vas nie? Ek weet nie, okay, daar is nou 'n beweging onder die gesondheidsmense, dat vas is goed vir jou liggaam, dis hoekom Jesus se idee was. Maar ek sien nêrens van iemand wat nie eet en nie daarvan hou nie. Ons almal hou daarvan om te eet. Ek hoop nie daar's iemand wat nie eet en daarvan hou nie. I love it om te eet. Ek het myself nou hier in die rede geval. So hulle posisioneer hulle self op so 'n plek waar hulle self ontneem van voorregte om te eet. Moenie vir my sê hulle probeer nie God hierso please nie. Maar ons sien hier dieselfde geval, opsomming van dit in Lukas 10 vers 38 tot 42. Martha en Maria, albei van hulle het 'n begeerte gehad om saam met Jesus te wees. Maar net die een het regtig die goeie ding gekies, want die een, Maria, sy het gekies om te bring aan Jesus wat hy begeer het. Nie wat ons dink hy nodig het nie. Die fariseërs doen dieselfde ding. So wanneer ons met 'n worldview van wetlik hierna kyk, 'n worldview kyk van godsdienstig, dan gaan ons kerk toe kom, want ons wil raak gesien word. Ons gaan bid, want ons wil raak gesien word. Ons gaan vas, want ons wil raak gesien word. Maar weer eens in die kontras sien ons dat genade nooi ons, gaan bid in jou binnekamer. Maak jou deur toe, daar waar niemand jou sien nie. Waar die God wat in die geheim is, jou sien. En hy sal jou in die publiek, sal hy jou laat shine, as ek dit so opsom. Die kontras van dit is, wanneer jy vas, was jou gesig, maak seker dat niemand jou jammer kry nie. Jesaja 58 skryf hulle van 'n vas wat God behaag. Kyk na die armes. Ek moet bely, ek het al gevas en dan sê ek soos dankie tog, ons gaan nou 'n bietjie geld spaar. Maar dan lees ek Jesaja 58, dan sien ek, okay nee, maar wanneer jy vas, gee vir die armes. Dit wat jy self geëet het gewoonlik, gee dit vir die armes. Sonder om te weet, daai gedeelte wat Jesus ook sê, gee met jou linkerhand, moenie laat jou regterhand weet nie. 'n Diep satisfaksie in Jesus, 'n deep satisfaction in wie Jesus is, lei ons na hierdie toe. Sy genade is al wat dit moontlik maak. Jy sien, miskien leef jy, weer eens een van daai vrae wat ek jou vandag wil vra om regtig te gaan oordink. Miskien leef jy in 'n leefstyl van hartseer en treur, want jy loop nie saam met Jesus nie. Kom ek verduidelik verder. Onthou julle Johannes die Doper, gaan begin kyk om te land. Onthou julle Johannes die Doper, hy was die man gewees wat in Johannes, aan die heel begin van die hoofstuk, kom Jesus daaraan, en hy sê, kyk, die Seun van God, behold, begryp, dat hierso het autoriteit ingestap. Begryp dat al die beloftes wat ons in die jare gehoor het, in die duisende jare wat verby is, dat daar's 'n redder wat kom, kyk, hy is hierso. Pastor Jan het 'n amazing preek gepreek daaroor. Kyk, hy is hierso. In Matteus 11 vers 1 tot 2, of 2 tot 3, sien ons dat hierdie selfe Johannes in die tronk sit, en hy sy disippels stuur na Jesus toe. En van hom vra, maar is jy die een wat beloof is aan ons? Soos hierdie confusion. Is jy die een nou? Ek was seker daarvan jy was die een, maar nou sê ek soos, is jy die een?
En Jesus antwoord hom terug, wat nie nou tot relevant is nie, maar kyk na Johannes, en ek sien hierso dat hy 'n openbaring gehad het van wie Jesus is, en homself skielik op 'n plek vind waar hy wonder. Eenvoudige vraag is, het hy heeltyd saam met Jesus geloop? Dis dalk, ek maak geen aantuigings teenoor Johannes nie, hoor wat ek probeer sê. Johannes was 'n voorraner geweest, hy het geloop, en hy het gaan vertel, hier is een op pad, soos hy het eintlik vooruit gehardloop, kyk, hier kom een, kyk, hier kom een, kyk, hier kom een. So prakties gewys, het hy nie side by side saam met Jesus geloop nie. En hy bevind homself op 'n plek, hierdie radikale, vurige man, vind homself op 'n plek wat hy wonder, okay, maar is hierdie nou so? So vanoggend is my vraag, jy kon dalk al ergens 'n massive openbaring gehad het van wie Jesus is. Jy het dalk al 'n visioen gesien van, hier staan jy voor die koning. As jy nie by hom aanhou loop nie, is daar potensiaal vir die openbaring om verlore te gaan. En ek sien ook hierso by Johannes twyfel. En ek mediteer net so op hierdie wineskin mindset gedeelte. Twyfel maak dat ons goed in ons eie hande wil neem. Twyfel maak dat, okay, nee, maar ons wil gaan soek nou maar die volgende satisfaction. So die verskil tussen groep 1 en groep 2 is, die een groep kyk vanuit die oogpunt van genade. Is julle nog met my vanoggend? Ek wil jou nooi om na ons huis, of na jou lewe, dalk moet jy net so bietjie kyk na jouself vandag, jou self te gaan evalueer rondom vreugde. Wat gee vir jou vreugde? Is dit die volgende kar? Is dit die volgende werksgeleentheid? Is dit die volgende salaris wat jy inkry? Ek dink meeste van ons face die reality van geld. So ek dink geld is 'n groot voorbeeld vir ons. Is dit die next big thing? Of is jou satisfaction, jou joy, wow, ek het vreugde, of dit nou goed gaan of sleg gaan? Of ek nou alles het soos wat Paulus sê, of niks het. Dis nie wat my vreugde bepaal nie. En die rede dat ek voel ek spesifiek hierin wil praat vandag is, ek praat met te veel gelowiges, wat ek dit optel, dat die next big thing is die wat vreugde bring. Maar is nie dit nie. Ek wil jou vandag nooi na 'n plek toe. Dis ons koning, die een wat gesterf het aan die kruis, die een wat ons uit duisternis uitgered het, wat vir ons vreugde en satisfaction bring. So ek wil dit net gou vinnig prakties maak. Hoe posisioneer ons onsself in 'n plek van genade? As ek kyk na hierdie storie, want ek besef ek sê nou vir julle doen dit, maar hoe? As ek kyk na hierdie storie, is daar 'n paar goedjies wat ek geïdentifiseer het, drie spesifiek is. As jy hoe meer jy daarop mediteer, hoe meer is daar. Maar eerstens sien ek dat groep 2, die disippels van Jesus, hulle het die bruidegom herken. So waar begin ek en jy om 'n nuwe mindset te kry? Waar begin ons om onsself te posisioneer dat die wynsak reg is om die nuwe wyn te ontvang? Eerstens, herken die bruidegom. Herken die redder. Lukas 2 vanaf vers 10 tot 11. Ek wil julle nooi, julle kan daai gedeeltes gaan lees as julle die notes volg. Hier is eintlik maar net skrifgedeeltes wat vir ons kom sê dat Jesus is vreugde. Hy is joy. In Lukas 2 sien ons die engel van die Here by Maria kom en sy sê, ek bring vir jou 'n goeie boodskap. Ek bring vir jou hierdie nuus dat vir so'n goeie nuus is dat jy gaan die goeie, kom ek lees dit, ek's nou besig om met 'n butcher, Lukas 2. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding. Jesus Christus is vrede, as vreugde. Hy's vrede ook, maar vandag is dit relevant tot vreugde. En aan Hebreërs sien ons wat Psalm aanhaal en hy sê dat hy is gesalf met die olie van vreugde. So,
die Messias, ons redder, hy is vreugde. En ons satisfaksie moet in hom wees. Ek hou van hoe die slawe meisie in Hooglied 2 vers 3 dit opsom. Kan ons gou daai gedeelte lees? Ek is amper klaar. Hooglied 2 vers 3 sê sy, my geliefde is soos 'n appelboom onder die bome van die bos. Soos my beminde onder die seuns. Ek het verlang om in sy skaduwee te sit, en sy vrugte is soet vir my verhemelte. Vir my is hierdie mooi, want sy erken dat die satisfaction, vreugde, is die een onder wie ons rus. En ek seker daarvan, hier is iets wat die disippels gesnap het op daai oomblik, want hulle was besig om fees te vier. Hulle was besig om te eet en te drink van hom. So eerstens is erken die bruidegom, tweedens is loop saam met hom. Dink hierdie kan so eenvoudig klink, maar die realiteit is so baie van ons mis hom. Loop saam met hom. Inteendeel, kom ons gebruik die woord wandel saam met hom. Loop so naby as moontlik aan hom. Wanneer ons saam met hom begin wandel, dan het ons nie nodig om iemand anders se aandag te soek nie. Sy oë is op ons. En dan laastens, weer eens, ek dink hier is 'n opsomming van baie afsprake wat ek het met mense. Ek wil vir jou sê, take it or leave it, maar asseblief vat dit eerder. Is feast with him. Sien die vryheid wat hy vir ons gebring het. Feast with him. Die vryheid wat hy vir ons gebring het. Lewe daarin. Neem deel daar. Laat dit iets is, wees/word wat deel is van jou. Kom ons lees dan nou hierdie tweede laaste gedeelte. Psalm 34 vers 8 tot 10. Ek gaan dit in die Amplified lees. Hy sê, "O taste and see that the Lord our God is good. Blessed is the man who trusts and take refuge in him. O fear the Lord, you saints, you his saints, for there is no want to those who truly revere and worship him with godly fear. The young lions lack food and suffer hunger, but they who seek the Lord, none of them shall lack anything." Hulle sê, as mense 'n illustrasie by jou woord sit, gaan jy 45 tot 60% van dit onthou. So, ek gaan nou maar 'n eenvoudige illustrasie. Hulle het nie gesê dit moet 'n fancy illustrasie wees nie. Hulle het sê 'n eenvoudige illustrasie. So, om op te som, kamera moet nou maar op die tafel lekker net bietjie af. Ek is kort, ek kan maar bietjie afkom. Kan jy die tafel ook inkry. Om op te som wat ek vandag met jou gedeel het, is eerstens herken die bruidegom. So wanneer ons dors is, moet ons eerstens herken dat ons dors is. Stem julle saam? Ek hou nie van water uit myself uit nie, so ek drink net water wanneer ek agterkom ek is dors. So ek moet herken ek is dors. En dan tweedens moet ek gaan soek waar is die water. Want dis nou dalk 'n baie basic punt, maar dit voel vir my dis nogal crucial. Ek moet gaan soek waar is die water. En dan moet ek myself as glas neersit. Ek wou eintlik nou daai watermasjien agtertoe gebring het, maar ek het honestly vergeet om dit te doen. Moet ek myself as glas neersit onder die plek waar die stroom vandaan kom. En dan moet ek as die ding reggooi ontvang. So, dis nou 'n baie eenvoudige illustrasie van julle lag, maar dis goed want julle gaan dit onthou. Ons het nodig om te besef ons is afhanklik van hom. Openbaring 19 vers 10 sê die Gees en die bruid roep uit, kom Here Jesus kom. En dan sê hy daarso, die wat dors is, kom na, wie kan my help? My toe. Kom na hom toe, die wat dors is. Die koning, kom na hom toe. Ek is besig om jy uit my tyd uit te hardloop. Maar sou ek wil hierdie stukkie huis toe dryf. Ons het nodig om na hom toe te kom, na die water toe. Hy sê in Johannes 4 vers 14, sê hy dat hy is 14 vers 4 of 4 vers 14, dat hy is die lewende water. Ek dink is 4 vers 14. En dan dink ek aan die gedeelte in Jakobus 4 vers 8, waar hy sê, draw near to me and I will draw near to you. Psalm 46 vers 10
wees stil en weet dat ek is die Heer. Dit is so kompleks, maar dit is so maklik. En die geheim hiervoor is die genade van Jesus Christus. So ek wil jou challenge en jou nooi om na hom toe te gaan, jouself reg te posisioneer onder die bron van water. Want as ons nie van hom drink nie, Jesus se eie woorde in Johannes, as ons van hom drink, sal ons nooit weer dors wees nie. So die teenoorgestelde, as ons nie van hom drink nie, gaan ons altyd dors wees. Kom ek bid vir ons. Here, dankie dat ons na U toe kan kom as kinders van God en weet dat dit wat U vir ons beplan is soveel beter as wat ons huidiglik leef. Maar Here, ek wil vra dat ons as huis in dit in sal tap. Dat ons in hierdie oorvloed van wat U vir ons het, sal intree. Bid dat ons die waarheid van hierdie sal ken. Here, mag ons 'n vars openbaring van genade kry. Mag ons op 'n plek wees waar ons weet dat die krag wat deur ons werk is absoluut glad nie uit onsself uit nie, maar net uit U uit. In die naam van Jesus. Amen. Oom Johan, ek gaan jou vra om so lank vorentoe te kom. Sommige net so 3 goedjies wat ek gelees het, as jy nog wil neerskryf. 3 goedjies wat ek gelees het in hierdie week, soos ek 'n bietjie navorsing doen. Christianity is not about dead religion, it's about the relationship with Jesus. Cheesy thing, most powerful. Ons geloof is nie die religion nie, is relationship with Jesus. Die koninkryk van God is vol vreugde, vryheid en feesviering. Ons is net daai 2 goed. Die ander een het ek bygesit. Maar ons moet die ou wynsak laat gaan. So dalk is dit tyd om weer te gaan souk by hom, sodat die olie in die wynsak weer vars kan word, sodat die volgende wyn wat kom, dat ons reg is om die uitsit te kan hanteer.